Baie welkom by die erediens van die NG Kerk van Karasburg. Dis vir Sondag 28 Julie 2024. En ons gaan 'n bietjie kyk na die 2 weë soos wat dit vir ons beskryf word in Psalm 1. Voordat ons daarna kyk, kom ons bid net eers saam. Ons dank die Hemelse Vader vir die ongelooflike genade en die voorreg om nie net u kinders te kan wees en u te kan ken as ons God nie, maar ook 'n bietjie meer leiding te ontvang en te leer ook uit u woord. En daarom vra ons Heilige Gees, u wat in ons woon, wil u ook vir ons die nodige leiding gee, sodat dit wat ons ontvang, Here, en ook in ons sal vasval en vir ewig sal bly. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou, soos ek gesê het, ons skrifgedeelte is Psalm 1, so kom ons lees dit saam. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan, en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee, en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So is die goddeloses nie, inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak, of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van die goddeloses loop dood. Ons lees tot sover. Nou hierdie eerste Psalm as 'n inleiding eintlik vir die hele Psalmboek, kom wys aan ons die hele tema van die Psalms, naamlik dat daar 2 weë is. Die van die regverdige, die wat lewe volgens die wil van God, en dan aan die ander kant die van die goddeloses, die sondaars wat hulle eie weë vind. In die lewe is daar net hierdie 2 kante. En soos Jesus ons leer, jy moet of kies vir die een of vir die ander een, maar jy kan nie vir God en Mammon wil dien nie. Jy kan nie albei gelyktydig gelukkig hou nie. So aan die een kant die wat ek graag die disippels wil noem, en dan aan die ander kant die mense van die wêreld. Kom ons kyk so 'n bietjie na die beskrywing wat hierdie Psalm vir ons gee oor die regverdiges, oor die disippels. In die eerste plek staan daar, dat die regverdiges volg nie die raad van die goddeloses nie. Nou wie is die goddelose mense? Goddelose mense is enige iemand wat nie aan die koninkryk van God behoort nie. Dit is enige iemand wat nie wedergebore is nie. Ons het mos die gewoonte om iemand wat regtig iets ondenkbaar slegs doen, goddeloos te noem. Of hierdie kind is nou alweer goddelooslik stout. Maar goddeloos is iemand wat die ewigheid sonder God binnegaan. Dit kan met ander woorde 'n wonderlike mens wees, wat geld aan die armes gee, wat help dat straatkinders met kos kry, wat die ou mense gereeld besoek, wat vriendelik is met almal, maar wat nie vir Jesus in sy lewe ingenooi het nie. So 'n persoon is ook nog steeds goddeloos. So regverdiges of disippels is dan mense wat nie die raad volg as dit nie van die Here afkom nie. Disippels volg net die stem en die wil van die Here. God het klaar vir ons elkeen 'n pad uitgesit, en deur sy Heilige Gees lei hy ons op daardie pad. Maar daar is ten tweede ook nog 'n baie interessante idee wat die digter na vore bring. Hy sê dat die regverdige vind vreugde in die woord van die Here. Nou ek dink nie ons verstaan altyd so lekker wat dit beteken om vreugde te hê in die woord van die Here nie. Woord hier word met 'n klein letter gespel, omdat dit nie verwys na die Bybel nie, maar na die algemene woord van God. So dis om vreugde te vind in meer as net die Bybel. Maar ek wonder altyd of kerk mense die begrip vreugde werklik verstaan. Ek dink ek het julle al vertel hoe ek in 'n gemeente 'n hele preek gedoen het oor vreugde as die tweede vrug van die Heilige Gees in Galasiërs 5. En daar staan ek toe voor die hele gemeente, smaal van oor tot oor, gaan op en af oor vreugde in Christene se lewens, en toe die diens verby is, toe kyk almal my nog steeds eintlik met sulke soort van suur gesigte aan, asof ek van 'n ander planeet afkom. Dit is wat ook net ek en my vriendin wat werklik gelag het in daai diens, want as teoloog het sy daarin die ironie ook van die hele saak ingesien. En ek het ook weer een keer 'n diensjaarspan wat by Tilbag gemeente was gevra om vir 'n Sondag stukkende klere aan te trek, en hulle self so op te maak asof hulle lelik geslaan en gebloei het. Want dit is hoe Paulus gelyk het, nadat hulle hom gestenig het en uit die stad uitgesleep het. Dieselfde Paulus wat toe hy later weer
oor dieselfde evangelie in die tronk beland het en wat gesê het, maar wees bly, verheug jou in die Here. Maar ons moet ek nie nou net en dan, nou en dan, jy weet, daaroor vreugde ervaar nie. Want die digter sê hier, ons moet dit dag en nag oordink. Nie net op Sondag nie, nie net in die oggend en die aand met stilte tyd nie, dag en nag. Jy kan ook nie die woord van God as 'n stok gebruik om mense mee te slaan of 'n vinger om na te wys nie, want dan is dit nie regverdige vreugde wat jy daaruit kry nie. As jy wel vreugde daaruit so sou kry, dan is dit mos goddelose vreugde. Maar die derde ding waarop die digter ons aandag fokus, is dat die regverdige soos 'n boom by waterstrome is. So iemand word gedurig gevoed deur die bron wat lewe gee. So iemand bied vesting aan voëls, dit gee skaduwee aan die wat moeg en warm is. So iemand dra vrugte wanneer dit die regte tyd is. En wanneer is die regte tyd? Het jy al ooit daaraan gedink? Is die regte tyd wanneer ek dalk in die erediens is? Is die regte tyd dalk by die Bybelstudie of die selgroep? Is die regte tyd dalk langs die braaivleisvuur? Of is die regte tyd dalk daar langs op die golfbaan? Wanneer is die regte tyd om vrugte te dra? Nou aan die ander kant is, wat aan die ander kant is, stel die digter vir ons weer 'n prentjie van die goddeloses. Dis mense wat teen God gekies het, of dis ook mense wat nie vir of selfs teen God gekies het. Dis ook mense wat nog nie God se verlossing aangeneem het nie, met ander woorde mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Dit is mense wat soos kaf is, gewiglose kaf. Al is hulle tussen die koring, word hulle in die lug opgegooi met 'n graaf, en die wat koring is, val saam op 'n hoop, omdat dit swaarder is, maar die kaf waai in die wind weg, omdat dit geweeg is en te lig gevind is. Maar ek dink die meeste mense val dalk in 'n derde groep wat ons as mense self geskep het. Mense het gekom en gesê, ek kies vir God, maar ek wil nie eintlik die wêreld los nie. Dis die lou mense, dis die draadsitters, dis die goue middewegsoekers. Dis mense wat met een voet aan die kant van die regverdiges wil staan en met een voet aan die goddelose se kant wil staan. Mense wat aan die kerk behoort, mense vir wie hulle godsdiens belangrik is, maar dis ook mense vir wie die dinge van die wêreld ook belangrik is. Blyweg gesê, dis mense wat 'n kompromie maak in hulle geloof. Want die Psalm sê duidelik, Jesus het dit ook baie duidelik gesê, daar is net twee weë, dis of alles of niks. Die wat in die middel probeer wees, vir hulle gaan dit erger wees, se Openbaring. God sê as julle maar net warm of koud was, maar nou is julle lou. Jy sien, selfs ateïste en moslems kan goeie dade doen. Hulle gee ook geld vir die armes, hulle kan ook by 'n vrywillige organisasie gaan kos uitdeel, hulle kan ook geboue bou vir die dakloses, hulle kan ook programme doen vir die mense wat naweke dronk in die strate rondloop. Maar as jy nie 'n lewende verhouding met God het, waar jy alles aan hom gee nie, is jy ook maar soos kaf, wat maar net deur die wind weggewaai sal word. In 'n wêreld waar daar so baie verskillende rigtings is waarin 'n mens kan beweeg, so baie keuses wat 'n mens kan maak. Stap by Wimpy in en kyk net hoeveel keuses is daar op die spyskaart. Gaan op die internet en kyk hoeveel opsies is jy weer daarso. In so 'n wêreld kom Psalm 1 en hy sê vir ons, dis eintlik maklik om hier te kies, want daar is net die twee keuses, nie 'n derde een nie. Dis of alles vir God of niks. Dis of die lewe of die dood. Maar jy kan wragagtig nie al twee kry nie. Want kies jy vir die een, dan beteken dit dat jy nie anders te kan as om die ander een te verwerp nie. En ons elkeen het daardie keuse. Mag jy die regte keuse maak. Amen. Ons Hemelse Vader, baie dankie ook vir hierdie Psalm wat net vir ons kom herinner dat in al die psalms daar hierdie twee weë is wat teenoor mekaar baie keer gestel word. Here, die weg waar ons vir U volg of die weg waar ons die wêreld volg. En Here, baie keer wil ons dalk eerder probeer om 'n middeweg te vind. Maar Here, U sê ons kan nie. Want U is heilig en daarom vra U van ons om ook heilig te wees. Daarom help ons om te leef in afhanklikheid van U, om U wil alleen te volg. En nie kompromie te maak in ons geloof nie.
Help ons deur u krag, u liefde, u genade en u Heilige Gees wat in ons woon. In Jesus Christus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.